Goeiemôre vriende, welkom by vandag se erediens. Dit is vir my 'n voorreg om vandag hier by julle te wees saam met my pragtige vroutjie Jerine wat hier voorsit en ek glo hierdie gaan 'n geseënde diens wees en 'n diens wat gesalf gaan wees. Want ons weet dat ons verlosser leef en ons weet dat ons verlosser het gesê hy sal altyd by ons wees. Soos die broer gesê het, ek is kapelaan Gerrit Rademeier en dit is lekker om in 'n gemeente op te bedien van tyd tot tyd. Meeste van die tyd is 'n ouma daar in die buitewêreld en jy bedien daar en jy sien dinge wat gebeur, dinge wat jou hartseer maak, dinge wat jou opgewonde maak, maar ook om te sien hoe die Here daar buite die kerk daar buite beweeg, is 'n groot eer. Ek wil graag vir u net ietsie vertel voordat ons begin met die erediens. Jy weet, die week stap ek na my kar toe en toe ek by my kar kom en ek draai so terug na die straat toe, sien ek twee dames wat in die straat afgeloop kom met sulke trollies vol groot wit sakke wat hulle bymekaar maak net om 'n lewe te kan hê, om te kan bestaan. En dit het weer eens by my die besef gebring dat hoe goed die Here vir ons is. Al die seëninge wat ons almal vandag het. Jy weet, hulle sê daar's mense in die wêreld wat met minder as $1 per maand klaarkom. En ons is geseën. En daarvoor kan ons vandag die Here loof en prys in hierdie gemeente. Mag dit dan ook vir jou 'n besonderse oggend wees waar jy die Here hier beleef. Hy kom ook om jou hier te ontmoet. Die eerste tree wat ons dan vanoggend in ons erediens gee, is ons aanvangswoord of fotum, en dit kom uit Psalm 37 vers 18. Die Here ken die dae van die opregtes en hulle erfdeel sal tot in ewigheid bly. Die genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die werk van die Heilige Gees sal met u wees. Amen. Ons gaan nou staan en lied sing, Psalm 146 vers 1 tot 3. Wanneer ons dan ook by die erediens bymekaar kom binne 'n liturgiese beweging, het ons altyd ook die voorreg om uit God se woord sy wet te hoor en ons lewens te anker en ook ons skuld te bely. En ek lees graag vanmôre vir u die wet voor. Dit kom uit Eksodus 20 vers 2 tot 17. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld maak van enige gelykenis wat bo in die hemel is of wat onder op die aarde is of wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag vir jou voor hulle nie neerbuig nie en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag, van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbat, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun, of jou dogter, of jou diensknegt, of jou diensmaagd, of jou vee, of die vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, en die see en alles wat daarin is. En op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie.
jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmaag, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Nou is daar ook geleentheid vir ons vanmôre om ons skuld te bely, en ek gebruik die woorde uit Romeine hoofstuk 7. So vind ek dan hierdie wet binne my. Ek wil die goeie doen, maar al wat ek doen is die slegte. Diep in my wese vind ek vreugde in die wet van God. Maar ek vind in my doen en late 'n ander wet, wat stryd voer teen die wet van my gees. Dit maak van my 'n gevangene van die wet van die sonde, wat in my doen en late aan die werk is. Ek, elendige mens, wie sal my van hierdie doodsbestaan verlos? Aan God al die dank. Hy doen dit deur Jesus Christus, ons Here. God het sy seun na die wêreld gestuur om aan die kruis vir ons te sterwe. En nou is daar ook 'n geleentheid vir ons om ons skuld verder te vat en daaroor na te dink. En te dink, hoe versoen ons onsself met ons Here Jesus Christus? En daar wil ek graag vir u lees uit 1 Johannes 5 vers 3. En ek wil graag hê ons moet glo dat ons sondes by God versoen is. Ons lees daar. Want dit is die liefde van God, dat ons sy gebooie bewaar. En sy gebooie is nie swaar nie. Want alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld. En dit is die oorwinning wat die wêreld oorwin het, naamlik ons geloof. Wie anders is dit wat die wêreld oorwin as hy wat glo dat Jesus die Seun van God is? Uit genade is julle gered. Kom ons staan nou en bely ons geloof deur die 12 artikels, die almagtige Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader. Vanwaar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterwe het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sonde, die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Net die oë, dan bid ons saam. Onse Vader wat in die hemel is, wat 'n voorreg om rondom die Bybel as gelowige stil te word. U het ons geroep om hier te wees, omdat u met ons wil praat. U ken ons omstandighede en weet van elke kommer en vrees wat diep in ons harte skuil. Oor die dinge kla ons teenoor mekaar. Ons maak mekaar bang, opstandig en bekommerd. Maar Here, u het die antwoorde wat ons nodig het, om weermoedig die koppe op te lig en die eise vierkantig in die oë te kyk. Help ons om hierdie geleentheid vandag te benut en te versterk elke behoefte, elke hartseer, elke angs wat ons het, Here. Help ons, Here, om hierdie geleentheid vandag te benut en versterk te kan word. Help ons om elke vreesagtigheid te oorwin en in alles te soek en te erken dat u alleen ons lewe rig
Ons bid die dinge in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Die tema van my prediking vir vanmôre is die wonder van volkome herstel. En ons skriflesing kom uit Levitikus hoofstuk 15 en Markus 5 vers 21. Ek lees vir u eers uit Levitikus voor. En as 'n vrou lank 'n bloedvloeiing het, buiten die tyd van haar onreinheid, of as sy vloei oor die tyd van haar onreinheid, moet sy gedurende al die dae van haar onreine vloeiing wees, soos in die dae van haar maandelikse onreinheid. Sy is onrein. Elke bed waar sy gedurende al die dae van haar vloeiing op lê, sal vir haar soos die bed van haar maandelikse onreinheid wees. En alles waar sy op sit, sal net so onrein wees. So iets wat deur haar maandelikse onreinheid verontreinig is. En elkeen wat aan hierdie dinge raak, sal onrein wees. Die een moet sy klere was en 'n bad neem, en bly tot die aand toe onrein. En ons tweede gedeelte vanmôre kom uit Markus, en is vir my so 'n pragtige gedeelte, dit lees as volg. En toe Jesus weer in die skuit oorgevaar het, na die ander kant, het 'n groot menigte by hom vergader. En hy was by die see, en daar kom een van die owerstes van die sinagoges met die naam van Jairus na hom toe. Val hy aan sy voete neer en smeek hom dringend en sê: "My dogtertjie is op haar uiterste. Kom lê haar die hande op, sodat sy gesond kan word, en sy sal lewe." En hy het saam met hom gegaan, en 'n groot menigte het hom gevolg en hom verdring. En 'n sekere vrou wat 12 jaar lank bloedvloeiing gehad het, en veel onder baie geneeshere gelei het, en al haar besittings uitgegee het, sonder om enige baat te vind, maar eerder erger geword het van Jesus gehoor en onder die skare van agter gekom en sy kleed aangeraak. Want sy het gesê: "As ek maar net die klere kan aanraak, sal ek gesond word." En dadelik het die fontein van haar bloed opgedroog, en sy het aan haar liggaam bemerk dat sy van haar kwaal genees was, en dadelik toe Jesus in homself die krag gewaar word, wat van hom uitgegaan het, draai hy hom om onder die skare en sê: "Wie het my klere aangeraak?" En sy disippels antwoord hom: "U sien dat die skare u verdring, en u sê: Wie het my aangeraak?" Toe kyk hy rond om haar te sien wat dit gedoen het. Die vrou wat gevrees en gebeef het, omdat sy wis wat met haar gebeur het, kom toe en val voor hom neer en vertel hom die hele waarheid. En hy sê vir haar: "Dogter, jou geloof het jou gered. Gaan in vrede en wees van jou kwaal genees." Tot sover die woord van die Here. U weet, broers en susters, die boek van Markus is 'n baie interessante boek. Dit is seker die kortste evangelie in die Bybel. En dit is baie interessant dat die boek van Markus is geskryf deur Johannes Markus, en hy was nie 'n disipel van Jesus nie. Hy was die evangelis wat saam met Paulus op sy eerste sendingreis gegaan het. Dit was dan ook by sy moeder se huis, waar baie van die disippels baie keer tuis gegaan het en gekuier het, en dit is heel moontlik hoe hy Jesus se disippels geken het. En terwyl ek voorberei het vir my preek en die boek van Markus gebestudeer het, was dit vir my merkwaardig dat die hele boek van Markus, waar jy ook al lees jy van Jesus Christus wat wil kom
en ons ontmoet. Jesus Christus wat belangstel in ons. Jesus Christus wat omgee. En u kan gaan lees die boek van Markus. Dit is nie 'n boek soos die ander evangelies wat begin met die geboorte van Jesus nie. Nee. Dit is 'n boek wat reeds begin by die bediening van Johannes die Doper. En daar word niks gesê van Jesus se geboorte ensovoorts nie. Maar dit is 'n merkwaardige boek. En broeders en susters, daar is sekerlik nie mense op aarde wat nie weet wat dit beteken om 'n nood te verkeer nie. Die hele wêreld is vol nood. Ek kyk net hierdie week so bietjie nuus, toe sit ek dit sommer af, want as mens klaar die nuus gekyk het, dan is jy nie eens lus om jy werk toe te gaan nie. Maar weet jy wat? Ek het die Bybel deurgelees, en die woord van God sê dat ons wen op die einde. Prys die Here. Dan die aard daarvan, van hierdie swaar kry van die mens, verskil natuurlik van mens tot mens. Maar dit is deel van die lewe en niemand kan dit ontken nie. Dit is dan ook belangrik om te onthou dat beproewinge ontspring by die sondeval. Toe nood en stryd in al sy forme deel van die mens se lewe geword het. Die mense het op hierdie sake gereageer. Want niemand wil altyd onderdruk lewe nie. Baie voorkoming is gedoen en baie gebruike het ontstaan om byvoorbeeld siekte waarby ons grootendeels gaan stilstaan vandag te kan hanteer. Hiervan getuig die talle reinigingsgebruike van die Ou Testament. Die gevolg van die sondeval het van die mens 'n bevrese en kwesbare wese gemaak. Ek weet nie of u dit al beleef het in die lewe nie. Die meeste van die kere wat 'n mens iemand ontmoet vandag, dan begin hulle onmiddellik oor die negatiewe praat. Ek vind baie keer wanneer ek bedien daar buite, is dit vir my baie keer moeilik om iemand te kry wat sê, "Goeiemôre, hoe gaan dit met jou? Is dit nie 'n wonderlike dag nie? Die Here is goed nie." Nee, hulle begin onmiddellik by die politieke gebeure in die wêreld en al die aardige dinge wat aangaan. En dan die algemene manier wat die mens nog altyd gebruik het om van swaar kry vry te kom, was om te bid dat God genesing sou bring. As jy nie meer geld het om 'n dokter te betaal nie, dan al wat vir jou oorbly is om vir die Here te vra. Natuurlik weet ons, dit is die enigste manier om van enige nood waaronder ons gebuk gaan ontslae te raak. Dit moet eintlik die eerste plek wees waar ons stop, voordat ons na 'n dokter toe gaan. Ons konsentreer op dit wat ons afgebid het met groot afwagting wanneer ons bid ook. Dat die Here sal antwoord deur te gee wat ons gevra het. So was dit seker ook met die twee persone in ons geleesde gedeelte. Op die voorgrond staan Jairus met sy dogter wat sterwend was, en dan die vrou wat siek was. Hulle het verwagtings gehad. Jairus wou sy dogter weer gesond hê, en die vrou wou haar siekte genees. Hulle het verligting gekry, maar ook baie meer as wat hulle ooit kon voorsien. Dit laat natuurlik dan die vraag ontstaan, verwag ons in ons gebede dalk nie te min nie, omdat ons nie die grootheid van sy wonderwerke verstaan nie. Wat leer ons in hierdie verhaal van die sterwende 12-jarige dogtertjie en die vrou wat 12 jaar siek was? Hier het ons natuurlik te doen met 'n dubbele wonderwerk wat die Here doen. En die Here doen wat van hom gevra word. Hy doen meer as dit. En ons leer wat ware geloof
in Jesus Christus werklik is. Die belangrike man, Jairus, is in die nood, sy dogtertjie is sterwend, en in sy nood besef hy, dat sy enigste hoop Jesus Christus is. Rondom die Here Jesus Christus was 'n hele skare mense, wat gehoor het van die siek kind, en nou nuuskierig om hom saamgedrom het, in die hoop om genesing te sien. Tussen die skare wat 'n wonderwerk wou sien, was ook 'n vrou wat haar eie agenda gehad het en haar eie nood met haar saamgedra het. Sy worstel tog al vir 12 jaar met 'n siekte wat vir haar geweldige implikasies inhou. Sy het al baie gedoen om van hierdie nood verlos te word. Ja, sy het pogings aangewend om gesond te word en baie geneeshere geraadpleeg en selfs haar besittings prysgegee. Maar alles was sonder sukses. Dalk het sy by haarself gedink dat sy net sowel die Here ook op die proef kon stel as haar laaste uitweg. Hy is die wonderwerke wat haar gesond gemaak het. As sy maar net aan sy kleed kon raak. Het jy al gevoel, was jy al so siek in die lewe, wat jy net voel, Here, ek wil net aan die kleed raak. Here, raak my aan. Here, genees my, ek het U nodig, Here. Ek het nie krag om vandag uit die bed uit op te staan nie. Dit is daardie oomblik, wanneer ons aan Jesus se kleed raak. Maar sy wil immers nie aandag op haarself vestig nie, vanweë die aard van haar siekte. Maar daar het egter op haar 'n baie groot verrassing gewag, wat haar lewe radikaal sou verander. So gebeur dit dan dat sy tussen die mense deurworstel, om tog net by Here Jesus Christus te kom en hom te kan aanraak, om dan weer ongesiens in die massa te verdwyn, nadat sy genees is. Dit het egter nie gebeur, soos sy al voorgenem het nie. En ek dink baie van u het dit al in die lewe beleef. Ons bid en ons het klaar plan hoe die Here die probleem het oplos. Maar weet jy wat, die Here het altyd 'n ander plan. En baie keer is ons verstom om te sien hoe magtig en kragtadig die Here in ons lewens werk. Die skare het niks geweet van haar planne nie, en sy het inderdaad gesond geword. Maar dit sou nie ongesiens verbygaan nie. Want die Here Jesus het geweet wat die vrou gedoen het. Die vrou het tog gesond geword juis omdat hy dit so wou gehad het. Hy wou egter baie meer vir haar doen, al het sy dit nog nie besef nie. So het Jairus ook openlik na die Here Jesus toe gekom met sy versoek. In sy geval was dit ook meer as net 'n gewone wonderwerk wat gebeur het. Hy moes hoor dat sy dogter gesterf het, en dan sê die Here 'n baie interessante ding. Hy sê, sy slaap net. Ja, die dood was by die Here Jesus se slaap, want daar is 'n opstanding na die dood, waarvan in die skrif gepraat word. Die boodskap wat hy wou oordra is baie duidelik. Die dood is 'n werklikheid vir alle mense, maar vir elkeen wat glo in die Here Jesus Christus, is die ewige lewe beskore en word vir hulle gegee, terwyl hulle nog hier op aarde is. Geliefdes, dit is nie dalk ons probleem nie, dat ons iets verwag en nooit besef dat die Here Jesus baie meer wil gee as wat ons wil hê nie. Ons is so ingestel op die tydelike dinge, dat ons nie daaraan dink dat hy oor meer as net die aardse dinge aan ons wil gee nie. Ons staar ons blind teen siekte, ons staar ons blind teen stryd, teen kommer, teen nood, sonder om te sien al die maniere wat die Here gebruik, en dat hy vir ons meer wil doen in die wonderwerk wat voorhande is.
Ware verlossing uit nood is tog om ewig daarvan genees te wees. En nie vir 'n tyd lank rus te kry, om net weer siek te word nie. Die vrou wou graag gesond word, en sy het vir die Here Jesus Christus nie gesê nie, maar gesien, as iemand wat daai gesondheid aan haar kan gee. Jairus wou dat sy dogter lewe, op meer as dit was hy nie ingestel nie. As my dogter net kan lewe. Die Here Jesus daarteen het geweet dat hulle, en so ook alle mense, 'n baie groter behoefte het as om liggaamlik gesond te wees. Hier leer die Here vir ons 'n baie belangrike les. Hy wil vir ons dit gee wat ons werklik nodig het en ons nood sal verlig. Ons daarenteen is tog so ingestel op die behoeftes van hierdie ou wêreld. Ons wil gesond wees, die Here moet ons vertroos. Hy moet ons help in ons lewensstryd en in ons kommer. Hy moet ons wese vervul sodat ons rustig en gelukkig kan lewe. Dit doen die Here dan ook. Maar ons moet leer wat eintlik belangrik is. Daarom vra hy aan die skade: wie het my aangeraak? Wie het my aangeraak? Was jy al so in die nood dat jy die Here aangeraak het? Saam met sy disippels sou ons seker kon vra waarom hy dit dan vra. Die skare het immers van alle kante mekaar verdring en hom aangeraak. Geliefdes, hy weet wanneer iemand hom nodig het. Ja, al is ons ook 1 uit 'n miljoen, ons Here sien ons raak. Daarom dat hy dit nie maar as afgehandel beskou nie, nadat die vrou gesond was nie. Nee, hy gaan 'n stap verder. Want gesondheid is nie die doel van 'n mens se lewe nie. Daar is belangriker dinge as dit. Die Here wou hê dat die vrou hom moes ontmoet. Sy moes nie maar net gesond voorlewe nie. Nee. Sy moes weet dat hy haar laste op hom wou neem. Sy moes weet dat sy 12 jaar lank siek was en dat dit nie haar grootste las is nie. Nee, dit was 'n geluk. Want daardeur het sy 'n ontmoeting met haar verlosser gehad. Het baie dinge al in die lewe gebeur wat negatief is, maar as jy terugkyk daarna, dan sien jy, weet jy, dit het my nader gebring aan my verlosser. Dit waardeer ek is. Dit het van my 'n sterker persoon gemaak. Dis eers wanneer ons besef dat ons soms swaar kry en laste moet dra ten einde die Here te kan sien en by hom uit te kan kom, dat 'n mens werklik kan uitroep: ek loof die Here ook vir hierdie siekebed en teleurstelling. Kan jy die Here loof wanneer jy siek is? Kan jy die Here loof wanneer jy mismoedig is? Ja, 12 jaar het sy swaar gekry, maar jy sodat sy vir ewig vrede mag hê. Want die Here Jesus Christus het meer gegee as wat sy verwag het. Prys die Here. Waarom wou die Here Jesus met die vrou praat? 'n Mens sou kon redeneer dat dit haar in die verleentheid sou stel vir al die tipe siekte wat sy gehad het. En dit was tog sekerlik nie nodig om dit aan haar te doen nie. Veral as lees dat die vrou, toe sy sien sy kan nie wegkruip nie, in vrees en bewering voor die Here se voete neergeval het. Dis 'n vreemde ding wat sy hier doen, nie waar nie? Sy kon mos net dankie gesê het. Geliefdes, sy sou nou haar verhaal van swaar kry moes vertel.
En dit is wat die Here wou gehad het. Dat die skare en ons vandag hier moet leer. In Levitikus 15 het ons gelees dat 'n vrou wat aan bloedvloeiing ly, onrein is. Sy word uitgesluit uit die sosiale omgang van mense. Sy kon nie trou of kinders in die lewe bring nie. Sy kon nie eers tussen die skare mense om Jesus Christus gewees het nie, want sy was onrein. Omdat sy onrein was, sou sy alle ander mense met wie sy in aanraking kom, ook onrein maak. Dit is waarvoor sy bang was, en waarom sy nie openlik met die Here kontak wou maak nie. Sy het egter aan hom geraak, en daarmee dra sy haar onreinheid oor aan hom. Broer en suster, hier het ons te doen met die hart, die kern van die evangelieboodskap, aangaande Jesus Christus. Hier vind die werklike wonder plaas, wanneer die Here Jesus erken, dat die vrou hom aangeraak het, en hy vir haar in vers 34 sê, haar geloof het haar gered. Waaruit het hierdie geloof van haar bestaan? Sy het geglo dat sy deur net aan hom te raak gesond kan word. Maar sy word van meer as net haar kwaal genees. Sy word van die las van sonde genees, omdat die Here Jesus Christus haar skuld op hom geneem het, en dit later aan die kruis uitwis. Haar skuld dra sy aan hom oor en gewillig neem hy dit op. Hier is die ware wonderwerk, waarin nie net sy nie, maar ook die gestorwe dogtertjie van Jairus en elkeen van ons wat hier sit vandag deel het. Hy het tog mens geword om vir ons sonde te sterf, sodat wat elkeen wat in hom glo vergifnis kan kry en so die ewige lewe mag beerwe. Ja, ons moet ons onreinheid voor die voete lê van ons Here Jesus Christus. Hy is juis as gevolg van hierdie onreinhede gekruisig, sodat ons kan lewe. Die vrou wou nie net gesond word nie, en Jairus wou sy dogter laat lewe, maar die Here Jesus wou hulle gesond maak om as verlosters te leef, te midde van die aardse laste, maar met die ewige lewe in die vooruitsig. Hy wou die grootste siekte, die seerste nood van die twee mense hanteer, sodat hulle met vrede kan saamleef en in geloof op hulle lewenspaaie kon voortgaan. Hy wou hulle laat glo dat daar net in hom vergifnis en lewe te vind is. Alle aardse verligting vir ons laste is net tydelik. Die swaar kry sal ons weer en weer tuister. Saam met die vrou wat aan bloedvloeiing gely het, moet ons hoor dat ons in vrede kan leef en van ons kwale genees kan wees. Dit is egter eers wanneer ons van ons onreinheid losgemaak word, dat daar vrede aanbreek. Daardie onreinheid wat Jesus Christus op homself geneem het, om ons reinigingswerk te volbring. 'n Siek vrou word genees, maar die enkelike wonder is dat sy tot geloof in Jesus Christus gelei word. Deurdat hy haar van al haar sonde las vrymaak. So kry sy deel aan die ewige lewe, wat selfs die dood oorskadu. Hierdie is die opwekking van 'n lewe, van 'n siel. Die Here Jesus sê vir Jairus, jou dogter slaap net. My broer en suster, ons bid elke dag en vra hom vir verligting van nood.
beter gesondheid. Maar ons moet altyd besef dat God wil vir ons meer gee as wat ons van hom vra. Ons kan weliswaar getuig van verhoorde gebede, omdat ons dit ervaar en om ons die resultate daarvan sien. Ken ons die ware wonderwerk wat ons eintlik toeval en waarin die diepste wese en begeertes wat ons het ook vervul word. Dit is om versoening in Jesus Christus aan die kruis te kan kry en deel te word en te kan sê, ek is 'n kind van God. Dit is die wonder en die wonders waarvan die teksgedeelte vertel en wat ook vir elkeen van ons bedoel is wat glo dat Jesus Christus die verlosser is. So kry ons ware gesondheid en ware lewe. Ek wil vir u vanmôre 'n kort storie vertel. En dit was van 'n jong soldaat wat 30 jaar gelede opgeneem is in een militêre hospitaal. En toe die dokters hierdie jong soldaat onder scans sit, toe sien hulle dat op die regterkant van sy brein is daar iets soos 'n gewas. Hulle kon dit duidelik sien. En die mediese dokters het besluit, hulle gaan opereer. En die jong soldaat is opgeneem in een militêre hospitaal. En een Saterdag aand lê hy in die hospitaal bymorloos. Want jy weet, daar kom 'n tyd in ons lewens wat al wat ons oor het is die Here. Daar's niks anders nie. En terwyl hy in die hospitaal lê, kom daar 'n span mense verby van 'n gemeente wat vir almal in die hospitaal bid vir genesing. En die leraar van die gemeente kom na die jong soldaat se bed toe. En hy sê vir hom, kan ek vir jou bid vir genesing? En hy lê sy hande op daardie jong soldaat en hy bid vir hom. Later is die jong soldaat in die operasiesaal in en die brein spesialiste het sy brein aan hierdie kant oopgemaak, die skedel. En toe die breinspesialis die skedel oopmaak, is hy verstom. Want dit wat daar was, is nie daar nie. En die breinspesialis kyk na die scans en hy kyk na die jong man se brein en hy sien niks nie. En die breinspesialis is so verstom dat hy maak 'n baie interessante besluit. Hy besluit om die skedel vir 'n week lank net weer toe te maak en dan 'n week later dit weer oop te maak saam met ander van sy kollegas wat ook spesialiste is. Want hy self kan nie glo wat hy sien nie. 'n week later word die jong soldaat weer in die operasieteater in gelei. Sy brein word weer oopgemaak en daar is niks. Ons dien 'n wonderbaarlike God. En geliefdes, ek wil vir u vandag sê, daardie jong soldaat het meer ontvang as net die genesing van sy brein. Hy het Jesus Christus ontmoet as die verlosser wat sy laste en sy sonde op hom geneem het. Hy het meer gekry as 'n fisiese wonderwerk. En daardie jong man is die predikant wat voor julle staan vandag en die woord van die Here aan julle bedien. Dit is ons God. Die God wat die groot geneesheer is, wat kom om ons te genees, maar ook vir ons te sê, weet julle wat? Ek wil julle laste op my neem. Ek wil julle deurdra. Gee my julle laste. Gee my julle swaar kry. Ek sal julle help. 'n owerste van die sinagoge en 'n siek vrou het na die Here Jesus gekom.
elk met 'n groot nood in die hart. En die hoop dat hy daardie nood sou uitwis. Hy het dit vir beide gedoen. Maar in die proses leer hy vir ons almal baie meer, want hy doen vir ons meer as net om ons aardse wese te vervul en ons nood te verlig. Hy maak ons gereed om in sy hemelse heerlikheid in te gaan, omdat ons deel is van die grootste wonder wat nog ooit plaasgevind het. Jesus Christus het in ons plek aan die kruis ons skuld gedra en ons gereed gemaak om vir ewig in die heerlikheid voor God in te gaan. Halleluja! Laat ons dan met blydskap hierdie wonder deel en die vreugde daarvan uitleef. Amen. Kom ons sluit die oë, dan bid ons saam. Hemelse Vader, hoe groot is U? U spreek van dinge en dit gebeur. U verander die lot van U kinders op aarde. U maak gesond, maar skenk ook vergifnis en nuwe lewe. U vertroos, bemoedig en bring hoop in die harte van U kinders. Ons kan vandag getuig van U reddende genade, omdat U dit ook aan ons geskenk het in U Seun. Here, daar gebeur wonders oral om ons, maar die grootste hiervan is dat ons aan U behoort en deel in die ewige skatte wat U vir ons voorberei het. Ons is ook oorwinnaars oor die nood waarin ons leef, omdat ons glo in U Seun Jesus Christus. Hemelse Vader, bewaar ons daarvan, dat ons voor ons laste nie sal soog nie, en dat moedeloosheid ons nie sal laat wegsink nie. Laat ons altyd U hand in alles wat met ons gebeur raak sien. Laat ons besef dat 'n pad van siekte en lyding dikwels die pad van oorwinning en lewe is. Daarom loof ons U, ook vir die nood waarin ons verkeer, want dit is tot ons beswil. Omdat U daardeur ons lewens rig op die ware heil wat net by U te vind is. Dit bid ons in die naam van ons Here Jesus Christus. Graag gehoorsaam wees aan die Here. En ek vra dat as daar enige van u is wat na die erediens voel, u een of ander siekte en u benodig gebed, ek gaan beskikbaar wees hiervoor, ek sal hier voor wees en u is welkom om te kom. Ek sal graag saam met u wil bid en die Here vertrou dat die Here 'n wonderwerk in u lewe doen. Dankie. Kom ons staan en ons sing hartlik saam ons slotlied, lied 190, Grote God, aan u die eer. Heerlik is waar u regeer. Dankie. Geliefdes, ontvang die seën van die Here. Mag die Here u seën en behoed. Mag hy sy aangesig oor u laat skyn en u genadig wees. Mag die liefde van God, ons Vader, en die leiding van die Heilige Gees met u wees en aan u vrede gee. Amen.